Afrikaans eerste addisionele taal, graad 6. Die afdeling wat ons vandag aan aandag skenk, is leesbegrip, en die reeks waaruit ons werk is Lees sonder grense, en dan wel die Sekoe-boek. Daar is die voorblad, as jy net wil seker maak jy die regte boek, en dan ook onderaan sê jy sien bladsy 2, maak seker jy is op bladsy 2. 'n storie oor diere. Woorde vir prentjies, lees die woorde vir die prentjies hardop. Hoekom is dit belangrik om dit hardop te lees? Dit is sodat jy jouself kan hoor, terwyl jy dit lees met jou oë. So jy gebruik jou oë en jou ore, wanneer jy deur die werk gaan. Die eerste woord is sprinkaan. Sprinkaan. Mense sou dink as jy luister na hoe jy dit uitspreek, dat dit S-P-R-I-N-G-K-A-A-N moet wees, maar hier is egter nie 'n G nie, omdat daar 'n K daarna volg. So sprinkaan. Die volgende woord, springbok. Springbok. S-P-R-I-N-G-B-O-K. Hier is die G teenwoordig. Kom ons kyk net weer na die twee woorde en die verskil tussen die twee. Sprinkaan, springbok. Die volgende woord is leeu. Leeu. Dan volg zebra. Zebra word uitgespreek, en dit klink of jy 'n Z moet mee begin, maar zebra in Afrikaans is net met 'n S. S-E-B-R-A. En dit klink baie soos die Engelse zebra. Die volgende woord is vlooi. Vlooi. Bobbejaan. Bobbejaan. Met bobbejaan is dit belangrik dat jy daarop let. Die kort O word gevolg deur 'n dubbel B. As jy hom egter net met een B sou spel, dan was dit bobejaan. Maar hierdie is bobbejaan, want dit is 'n kort O. Padda het 'n kort A, en daarom word dit gevolg deur 'n dubbel D. Andersins sou jy dit uitgespreek het as pada. Padda. Wanneer ons kyk na woordeskat, is dit belangrik dat ons die Afrikaanse woorde eers moet lees. Lees die woord, sodat jy kan uitwerk hoe die uitspraak moet wees en watter woord werk. Dan is die betekenis ook belangrik. Dit help jou niks as jy 'n woord kan spel, kan herken, maar jy het geen idee wat dit beteken nie. So lees eers die Afrikaanse woorde en wat hulle in Engels beteken. Pas dan die betekenisse by die woorde. Betekenis by die woorde. Skryf die Afrikaanse woorde en hul betekenisse neer. Dit is belangrik om te skryf. Baie kinders sê, ons kan dit net lees, ons sal weet wat dit beteken. Dit is belangrik om dit te skryf ook. So jy lees dit, jy gebruik jou oë, jy sê dit, jy spreek dit uit, jy gebruik jou ore, en jy skryf dit, jy gebruik jou hande. 3 maniere waarop ons kan leer. So dit is belangrik dat ons die woorde en hul betekenisse ken. Hier is 'n voorbeeld van hoe so 'n tabel sal lyk, wanneer jy dit moet skryf langs mekaar. Indien jy 'n ander taal as Afrikaans magtig is, kan jy dit ook hierso byvoeg. Sê nou maar jy praat Xhosa of Zulu of Tswana of Spaans of Portugees of Duits of wat se ander taal ook al, Engels, dan is dit belangrik dat wanneer jy nuwe woorde leer, jy die woorde wat reeds aan jou bekend is, daarmee saam gebruik, want dan kan jy baie makliker die betekenis anker. In hierdie tabel wat ons voor ons het, is die betekenisse geskommel. So deel van die opdrag wat jy vandag moet uitvoer, is om die betekenisse by die regte Afrikaans en Engelse woorde te plaas. Kom ons lees net eers deur die Afrikaans en Engelse woorde. Spring, jump. Nommer 2, moeg, tired. Nommer 3, kort, short. Nommer 4, modder, mud. Nommer 5, vang, catch. Nommer 6,
rondjaag, chase around. Nommer 7, vet, fat. Nommer 8, bang, scared. Nommer 9, hoogtes, heights. Nommer 10, sterk, strong. Nommer 11, oefen, practice. Nommer 12, lawaai, noise. Nommer 13, gevaarlik, danger. Voltooi nou eers hierdie opdrag voordat jy verder gaan. Jy kan pause en sodra jy gereed is, dan druk jy weer die knoppie en dan gaan ons verder. Welkom terug. By nommer 1 het ons gesien spring of jump. Wat is die betekenis daarvan? Met jou bene in die lug op beweeg. Met jou bene in die lug op beweeg. Merk jou werk en maak korreksies waar jy die betekenis nie reg ingeskryf het nie. Nommer 2. Moeg, tired. Moeg, tired. En die betekenis daarvan is, as jy nie meer krag het nie. As jy nie meer krag het nie. Kort, short, nommer 3. Kort, short, nommer 3. En die betekenis, nie lank nie. Nie lank nie. Modder, mud. Modder, mud. Nat, sagte grond. Nat, sagte grond. Nommer 5. Vang, catch. Vang, catch. En die betekenis gryp en vashou. Gryp en vashou. Rondjaag, chase around. Rondjaag, chase around. Agtervolg om te vang. Agtervolg om te vang. Vet, fat. Nommer 7. Vet, fat. Nie maar nie. Nie maar nie. Let op haar spelling van maar. Dis nie M-A-A-R nie. Dis M-A-E-R. Bang, scared. Bang, scared. Nie dapper nie. Vol vrees. Nie dapper nie. Vol vrees. Nommer 9. Hoogtes, heights. Hoogtes, heights. Hoë plekke. Hoë plekke, soos 'n koppie of 'n baie hoë gebou. Sterk, strong. Sterk, strong, nommer 10. Nie swak nie. Nie swak nie. Nommer 11. Oefen, practice. Oefen, practice. Iets oor en oor doen. Met ander jy herhaal en herhaal en herhaal. Iets oor en oor doen. Nommer 12. Lawaai of noise. Lawaai of noise. En dit beteken iets wat raas. Iets wat raas. Nommer 13. Gevaarlik, dangerous. Gevaarlik, dangerous. Dit beteken iets is nie veilig nie. Vandag het jy sommer 'n klomp nuwe woorde ontdek. Volgende keer gaan ons Kansekwe spring, lees op bladsy 3 tot 5. Jy sal die storie sommer baie geniet, omdat jy dan reeds talle woorde sal herken.